Goeiemôre broers en susters, baie welkom by vanoggend se erediens. Vanoggend is nou weer een van daai wonderlike voorregte dat ons 'n probleem gaan hê miskien met spasie. So ek kan vra as dit moontlik is dat daar nie 'n stoel tussen jou en die ander gesinne oop is nie. Probeer maar 'n bietjie nader mekaar net skuif. Selfs hier in die kerkgebou ook. Ek sien hulle dra daar stoele in daai kant. Wieke, sal jy beheer neem om te sien dat mense almal op 'n sitplek het? Dis reg. Baie dankie. Geliefde gemeente, ons het die wonderlike voorreg om altyd nuwe intrekkers te verwelkom by ons gemeente. En in besonder het ons vanoggend die voorreg om 2 nuwe gesinne in ons gemeente te verwelkom. En ek gaan die eerste gesin vra vir Nico en Joni by Z. Hulle sit hier agter. Hulle sê as ons gou net inkom en hulle gesigte kom wys. Hulle is in die moederskamer. Daar's Nico en Janu en Joni. Nico is by Hoërskool Durbanville en Joni is ingenieur en hulle het ingetrek net hierso in Gansekraal, so eintlik baie naby in die kerkgebou op hierdie stadium. Baie welkom en baie seën vir julle ook. Ons gaan julle nog mooi indeel en intrek in die gemeente. Baie dankie. Die ander gesin wat ons graag wil verwelkom, wat eintlik reeds verwelkom is, maar 'n tweede verwelkoming gaan kry, is ons nuwe predikant en sy vrou. Ons vra vir Dominee Jaco om op te staan en ook vir mevrou Dominee Susan om op te staan asseblief. Jaco en Susan, baie welkom vir julle ook. Ons het nou gistermiddag die bevestiging gehad van hulle, maar almal wat nie hier was nie, want jy kan nou mooi sien, dis die nuwe predikant, Dominee Jaco, vanaf Gereformeerde Kerk Witrifuur wat beroep is en vanoggend ook sy intree preek lewer. So Dominee Jaco, baie welkom vir jou en Susan en baie seën vir julle ook en mag julle die gemeente bedien met liefde en mag julle ook sien hoe die Here julle handewerk ook seën. Baie sterkte. Goeiemôre. Ek is Jaco. baie welkom by vanoggend se erediens. Welkom aan die nuwe intrekkers. Ons simpatiseer, maar ons is ook saam met julle opgewonde. Dis so groot voorreg om vanoggend hierso saam met julle te wees, om eintlik te sien hoe die Here so werk in 'n mens se lewe dat jy skielik alles moet verander en alles moet half oppak en weer op 'n nuwe plek begin en hoe hy werklik waar ons hierso kom plant het en hoe ons net soveel seën en liefde en hartlikheid van julle af ontvang het. Dankie vir gister se bevestiging, vir almal wat daar betrokke was, al die reëlings wat daar getref is. Dit word opreg waardeer. Ons sien uit daarna om saam met julle die Here beter te leer ken, om saam met julle te groei in sy genade. En dankie vir die voorreg om ook hierso te kan wees. Voordat ons begin, net 'n paar afkondigings. So ons het nou reeds die by Z gesin verwelkom. Ek weet daarso is ook 'n welkom boom daar buite. So indien jy nie is hierso en jy graag ons leer maar nog soos wat ons aangaan, maar indien jy nie is hierso en jy graag meer wil weet van die gemeente, die welkom boom is daar buite. Ons dink ook aan almal wat deur beproewende tye gaan, wat siek is en wat geestelik en fisies beproef word. Ons is 'n paar name in die blaadjie: Mariet Oukamp, Hester Hatting, Ingrid Singels, Karel van der Merwe en Johannetjie van der Walt. En dan het ons ook gehoor dat Davie Straghan in Louis Leipold opgeneem is en Helena Kotse in ek is nou nie seker wat se hospitaal nie, maar sy is ook in die hospitaal opgeneem. En ons wil ook dan vanoggend die blomme graag vir Ingrid Singels gee, net om sterkte toe te wens. Ons bid vir julle, ons bid dat die Here sy hand oor julle sal hou en julle ook sal beskerm in hierdie tyd en as dit sy wil is dat daar genesing ook sal kom. Dan wil ons ook net graag afkondig van die Grief Share kursus wat voorlê. Kom hy daar uitkom. Dit is die 5de Februarie, begin dit. Dit is 'n kursus wat gaan oor die trauma wat ons beleef en hoe ons dit kan hanteer vanuit 'n Bybelse perspektief uit en ook hoe ons mekaar kan ondersteun in die trauma wat ons beleef. So dit word deur Dominee Reinder aangebied. Ek sien hierso hulle beoog om donderdag aande tussen 6:00 en 8:00 in die kerkgebou te wees en dit begin hierdie komende donderdag 5 Februarie. As ek afkondigings vergeet het, ek's regtig jammer. Ek sal beter doen volgende week.
Ons is hierso vir niemand anders as vir die Here nie. En daarom vat ons 'n oomblik om stil te word voor hom, dat ons net kan dink aan hoe hy in beheer is en hoe hy hier is vir ons. Uit hom, en deur hom, en tot hom, is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Geliefdes, aan almal hier wat aan God behoort en in Jesus Christus glo, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons loof die Here saam. Ons staan en sing ons saam met lied 159, daarvan verse 1 en 2. God is hier teenwoordig, laat ons bidend nader. Ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue, reg oor die wêreld, reg oor kulture, reg oor tale, met die volgende woorde. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die lyding van die hel ondergaan het, maar wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvan dan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, ek glo aan die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons. Vanuit ons geloofsbelijdenis uit gaan ons nou saam sing uit Psalm 47. Juig o volke, juig, handklap en betuig. Voor die Heer heel vreug, wees in God verheug. Sing hom lof en prys op verhewe wys. Die Here is die een aan wie ons lof en prys toekom. Dis ook vandag se gedeelte se spesifieke toespitsing om die Here te prys.
Kom ons doen dit uit Psalm 47, daarvan verse 1 en 4, terwyl ons so sit. Ons wetlesing kom vanoggend uit Matteus 22 uit, daarvan vers 34 tot 40. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaar gekom. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Geliefdes, liefde vir God en liefde vir jou naaste is die twee grootste gebooie. Dit is ook hoe die 10 gebooie ingedeel is. Dit begin by die Here, en dan vanuit jou verhouding met die Here uit vloei dit uit na jou verhouding met jou naaste toe. En dit sê ook vir ons iets van hoe God ons geskep het. Hy het ons geskep om in 'n verhouding naby met hom te lewe, met hart, siel en verstand. Met 'n mens se emosies, jou gedagtes, jou geloof. Hy weet wat goed is vir ons, hy weet dat dit die beste vir ons sal wees as ons so saam met hom lewe. En in hierdie nabye verhouding met hom vloei dit dan ook uit na ons medemens toe. As jy die Here ken, as jy in die Here lewe, en as jy weet dat die Here lief is vir jou medemens ook, lei dit jou om jou medemens lief te hê. Dis waarvoor jy geskep is. Dis hoekom Jesus kom, hy verlos ons sodat ons in hom kan lewe. Sodat ons in die Here kan lewe. Dis hoe jy geskep is as kroon van die skepping. Dis vandag se uitdaging, bid dat die Heilige Gees vir jou sal wys, waar in jou lewe jy verkies om jou eie kop te volg. Waar jy verkies om met jouself 'n beter verhouding te hê as met die Here. Mag die Gees ons daarin lei om werklik waar te verstaan wat dit beteken om die Here met ons hart, siel en verstand lief te hê. En mag dit uitvloei na ons naastes toe. Kom ons sing Psalm 107, daarvan verse 1 en 3, loof God omdat hy goed is en goed is sonder end. Ons staan sommer saam en sing ons.
Kom ons bid saam. Ons ewige God en Vader, ons dankie vanoggend dat U ons uit soveel verskillende agtergronde uit hier bymekaar bring. Verskillende lewensfases, verskillende werke, verskillende ouderdomme, jong, klein, groot en oud. Bring U ons hier bymekaar om te sê, U is die Here. Ons dankie vir alles wat U vir ons doen. Hoe U aan ons elkeen gawes gee, wat ons kan benut in U koninkryk. Hoe U U seun na hierdie wêreld toe gestuur het om vir ons sondes te sterf. En dat ons daarmee vry kan wees en kan lewe in hierdie verhouding wat nou herstel is met U. Ons het nou gehoor dat die kerndoel van ons lewe is om U met ons hart, siel en verstand lief te hê. Sonder Jesus is dit nie moontlik nie. Daarom dank ons U, Here Jesus, dat U aarde toe gekom het, dat U vir ons die weg kom wys het, dat U hierdie afstand tussen ons en die Vader kom wegneem het deur U kruisdood. Ons dank U dat U Heilige Gees in ons harte uitgestort is, dat ons nou nuwe mense kan wees. Ons bid dat daar waar in ons lewens waar ons struikel, waar ons val, waar dit voel asof ons nie kan vrybreek van ons sonde nie. Ons sal weet dat niks magtiger is as U kruisdood nie. En dat U medelee het met ons, dat U weet hoe dit voel om swaar te kry, dat U weet hoe dit voel om versoek te word, dat U weet hoe dit voel om verlei te word, maar dat U in U perfektheid dit oorkom het. Lei ons deur U Gees om elke dag nuut te begin as nuwe skepsels, as gelowiges wat U liefhet met hart, siel en verstand. Mag hy liefde ook oorvloei na ons naastes toe, mag hy liefde oorvloei na mense toe wat ons nie eintlik meer iets meer te doen wil hê nie, na mense wat selfs ons haat, mag daai liefde gesien word. En mag selfs die ongelowiges, wanneer hulle na ons kyk, U verheerlik. Ons dank U vir liefde, ons dank U vir genade. Ons bid dat U met almal sal wees wat deur swaar beproewings gaan. Mense wat fisies of geestelik swaar trek, wat trauma moes beleef. Ons bid dat U hulle sal bystaan en bemoedig. Ons bid dat U ons ook sal gebruik om hulle by te staan. Ons dank U daarvoor dat ons nie hoef te wonder wat U vir ons te sê het nie. Ons hoef nie in 'n wêreld in te gaan en te dink, U sê dit of U sê dat nie. U praat met ons. U woord is duidelik. U openbaar U self aan ons. En ons bid dat ons vandag sal luister daarna. Dankie vir alles wat U vir ons doen. Dankie vir al U genade. En ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Soos wat dit nou maar 'n nuwe begin is vir ons almal eintlik, is dit baie goed om, ek dink, te begin in 'n boek ook. En dis mooi hoe die tema van die naweek eintlik nou deurgaan. Ek en Bram het dit nie gekoördineer nie, maar ek begin met Efesiërs 1 en hy het gister Efesiërs 5 gepreek, so duidelik praat die Here met ons deur Efesiërs hierdie naweek. Ons gaan saam lees uit Efesiërs 1 uit vanaf vers 1 tot 14. Van Paulus, apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, aan almal in Efese wat aan God behoort en in Jesus Christus glo. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies, om heilig en onberispelik voor hom te wees.
In sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade, wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos, en is ons oortredinge vergewe, kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak, en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het julle ook deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor het, en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg, dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het. Want wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Ons lees vers 12 weer saam. Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, hierdie begin van Efesiërs is regtig mooi. Paulus word so meegevoer deur die waarhede van wie God is en wat God doen, dat in die oorspronklike Grieks hierdie eintlik een lang sin is. Dus hoekom het eintlik so 'n bietjie vloei as ons dit lees? Menigte preke kan oor hierdie gedeelte geskryf word, daar's soveel temas wat ons hieruit kan ontgin. Maar vandag gaan ons fokus op 'n tema wat 3 keer in hierdie gedeelte voorkom. 3 keer lees ons dat God geprys moet word. In vers 6 staan ons moet God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Prys die Here vir wat hy in Jesus vir ons gedoen het. In vers 12 moet ons, diegene wat ons hoop op Christus gestel het, diegene wat genade ontvang het, die grootheid van God prys. En in hierdie gedeelte in vers 14 eindig met die woorde, daarom moet ons sy grootheid prys. Amper die beeld wat mense in Jesaja 6 skryf wat sê, heilig, heilig, heilig is die Here. Prys, prys, prys die Here. Want ons vir julle vra, wat beteken dit om iemand te prys? Wat beteken dit om te sê, ek prys jou vir wie jy is, of ek prys die Here? Dit beteken om iets of iemand groot te maak, om 'n persoon se lof te besing, om iemand aan te beveel. Ons is permanent besig om eintlik mense en besighede te prys, want soos op die internet is daar 'n resensie vir elke liewe ding daar buite. Dis goeie of slegte prys wat ons vir mense gee. Dis ook nie private bewondering nie. Dis iemand se waardes en goeie dade wat in die openbaar bekend gemaak word. In hierdie Griekse Romeinse konteks waarin Paulus skryf, was daar baie gefokus op prys uitdeel of prys ontvang. Die gemeenskap het gedraai rondom iemand om iemand in die publiek te prys,
of aan hulle eer te bewys. Of selfs om iemand in die publiek tot skande te maak. Mense is geprys in toesprake, by feeste, burgerlike seremonies. Om 'n persoon te prys het hom of haar ook verhef bo 'n ander. Verder is mense geprys vir hulle waagmoed in oorlog, hulle filantropie, hoe hulle die armes help, hulle lojaliteit aan die Romeinse ryk, of hulle morele uitnemendheid. Alles was gedoen om raak gesien te word. Ons sien ook hoe Jesus so gesukkel het met die fariseërs wat regtig graag daarop uit was om prys te ontvang. Hulle was die Here die persoon wat vir ander mense moes vertel het van die Here se woorde, maar eintlik het hulle op die straathoeke gaan staan om baie heilig voor te kom sodat hulle geprys kan word. Maar om iemand te hê wat jou prys is baie goed, omdat dit jou plek in die samelewing bevestig het. Prys het jou dus nie net laat goed voel nie, dit het vir jou status gegee. Dit is so interessant, in die Griekse geskrifte en in Rome na die tyd was daar 'n hele genre wat gehandel het oor prys. Mense is by skole opgelei om te weet hoe om ander mense te prys. En binne hierdie Romeinse konteks het die keiser, dit was die leier van die Romeinse ryk, of die groot Rome, die kinders wat nie mooi weet nie, dit is soos 'n groot land vandag, maar baie nog groter, want dit was al die bekende plekke van daai tyd. Maar hierdie keiser, hierdie leier van die Romeinse ryk, het verskriklik baie prys ontvang. Tot op so vlak dat mense hom aanbid het. Die keiserkultus was so groot ding. En dit is eintlik wonderlik om te sien in die Bybel waar Paulus besig is, verduidelik hy, sê hy vir die mense, hier is die keiserkultus, hier is hoe die keiser aanbid word, Jesus is baie beter, aanbid hom liewers. So kom die Romeinse samelewing die Christene in die begin ook vervolg het. Hulle wou nie inval by Rome se idee van mensaanbidding nie, hulle wou nie inval by Rome se idee van die keiser aanbid nie. Hulle wou Jesus prys. En daarom was hulle vervolg. Maar ja, die Romeine het die keiser hulle redder en hulle heer en hulle weldoener genoem. Daar was gereeld gepraat van die keiser wat vrede, orde, seëninge en redding bring. Hierdie mens. Nou wil ek graag vra op watter maniere soek ons ook graag prys in ons lewens? Op watter maniere soek ons erkenning? Ons werk regtig hard om die koöperatiewe leer te klim. Sodat mense ook eendag kan sê, daardie persoon het dit gemaak, net om weer af te tree. Ons smag na mense se goedkeuring op sosiale media. Die mensdom is so erg in kompetisie om te sien wie kan die meeste goedkeuring kry, dat sosiale media misbruik word as 'n middel tot dit, tot goedkeuring en prysing. Sosiale media is nie verkeerd nie, verstaan mooi, ons moenie nou skielik al die toepassings gaan uitvee nie. Dis middele waarmee ons kontak kan hê met mense reg oor die wêreld, dis middele waarmee ons die Here se woord kan verkondig. Maar dit word misbruik deur ons om op 'n manier aandag te probeer kry. Dit gaan oor die obsessies wat ons kan ontwikkel om net beter as almal te probeer wees wat ons raak sien op sosiale media. Ons kan probeer om prys te ontvang vir sosiale geregtigheid. In die politiese wêreld doen mense baie min kere iets sonder dat dit afgeneem word en oralster geplaas word. Kyk net hoe baie staan daai persoon op vir die minder bevoorregtes. Dit is wonderlik dat mense opgehef word. Maar is so gereeld nodig om te vra, hoekom doen ons dit? Interessante manier waarop ons ook prys wil ontvang is om dit te leen of afhanklik te wees van die prys en erkenning wat ons eggenote en kinders ontvang. Jy voel goed as ander mense goed praat van jou man of vrou of kinders.
Interessant genoeg kan ons ook probeer prys ontvang deur die moeilike dinge wat ons al in die lewe moes trotseer het. Hoe jy baie vinnig is om vir mense te vertel van die trauma wat jy al beleef het en hoe hulle dadelik moet besef, joh, daai persoon het so baie deurgemaak. Weereens, dis wonderlik om dit te kan deel met medegelowiges, maar daar's altyd 'n punt waar ons kom waar dit half jou hele persoonlikheid word. Selfs in die kerk probeer ons prys ontvang. Ons kan so maklik die kerk oor mense en menslike prestasies laat gaan, in plaas van die Here. Maar die oomblik wat ons bestaan begin afhang van menslike prys en erkenning, is die wiele van ons lewe eintlik besig om af te val. Want dan mis ons as mense ons doel heeltemal. Want hier in hierdie gedeelte is die kern van die saak van ons menswees. Ons het dit gehoor in die wetlesing. God red ons, sodat ons hom kan prys, en nie onsself nie. God red ons, sodat ons hom kan prys. In vers 4 lees ons dat nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies is om heilig en onberispelik voor hom te wees. Nog voordat enige iemand hier langs jou of in die wêreld gebore is, het God jou al as sy kind gekies. Nog voordat enige een van ons 'n woord van prys teenoor die een persoon langs jou kon vorm of teenoor enigiemand kon vorm, is jy gered. Nog voordat daar enige dade was waarop jy kon roem, maniere waarop jy jouself kon prys, is jy gered. En die Here doen dit vir sy eie eer, nie vir jou of enigiemand anders nie. Dis 'n geweldige gedagte hierdie, is iets wat ons regtig dring tot stilstand. Maar menslik gesproke moet ons erken, dit is 'n vreemde konsep. God red ons, hy maak ons vry, sodat ons hom kan verheerlik en prys en groot maak. In menslike terme sal ons bietjie vreemd dink van iemand wat jou dalk uit die see uitred, en daar op die sand sit, en terwyl hy hygend besig is om net asem terug te kry, sê hy of sy vir jou, vertel my nou, hoekom ek die beste is. Dis vreemd in menslike terme om te sê, ek red jou sodat jy my kan prys. Hoekom hou ons nie daarvan as mense so optree nie? Want dit voel onopreg. Dit voel selfgesentreerd. Dit voel asof daardie persoon net prys wil ontvang omdat hulle een of ander tekortkoming wil wegsteek in hulle lewe. Ons probeer so gereeld om ons tekortkominge te probeer toesmeer met prys oor hoe goed of sterk of vinnig of slim of fantasties ons is. Mense is sondig. Mense is selfgesentreerd. Mense lewe vanuit 'n onversadigbare drang uit om net altyd te wil beter wees. Hoekom? Want ons wil soos God wees. Was die eerste woorde. Julle sal soos God wees as julle hierdie ding doen. En dis die kernprobleem van die sondeval. Ons wil soos God wees. Ons wil God se prys ontvang. Ons wil alles wat hom toekom vir onsself hê. Maar die realiteit is dat ons nooit so groot soos God sal wees nie. So menslik gesproke is vreemd as iemand wil prys ontvang. God gesproke. Wat maak hom anders? Wat maak dit anders as ons weet dat God ons red sodat ons hom kan prys? Romeine 11 vers 36 sê, uit hom, en deur hom, en tot hom, is alle dinge. Aan hom behoort die krag tot in alle ewigheid. Uit die Here uit, deur die Here, en vanuit die Here uit, is alles. Hy was nog altyd daar. Alles anders se bestaan is te danke aan die Here.
Niemand kan iets byvoeg by die Here nie. Die Here het nie tekortkominge nie. Want hy was nog altyd net alles. Daarom, wanneer God wil hê dat hy geprys moet word, kom dit nie vanuit 'n behoefte wat hy het om 'n tekortkoming wat hy het te probeer toesmeer nie. Hy probeer nie beter voel oor homself deur ons te forceer om hom te prys nie. Omdat hy so groot en uniek en magtig en wonderlik is, moet hy vir homself wees om ook vir ons te wees. In sy liefde wil hy die beste vir ons hê. En wat is die beste wat hy vir ons kan gee? Homself. Hy weet daar is niemand magtiger of beter as hy nie. Wat mooier kan hy vir ons gee as homself? Ons sien iets daarin, in 'n ouer wat graag vir hulle kind die regte ding wil wys om te doen. Hierdie ouer weet van beter, hulle weet dat as hulle kinders net by hulle wil bly en doen wat hulle sê, daardie kind veilig sal wees. Hoekom? Want hierdie ouers weet wat die gevolge is van hierdie ongehoorsaamheid. In die oomblik wat daardie klein kindjie dink dat hy of sy beter weet, raak dit lewensgevaarlik vir hulle. Hier is 'n baie swak vergelyking om te beskryf hoe die Here soveel beter is vir ons. Wanneer ons hom wil prys in plaas van homself, na hom wil luister in plaas van onsself. Want God red jou en hy heilig jou om in 'n noue, wonderlike verhouding met hom te lewe. Sodat jy hom kan prys. Hy maak dit selfs nog makliker vir ons. Hy gee sy gees om ons by te staan in hierdie lofprysing. En dit was die doel van die Here toe hy sy seun na hierdie wêreld toe gestuur het. Ons as mense is vasgevang in 'n ewige behoefte om onsself en ons besittings en ander mense te prys. Het was so erg dat ons selfs beelde van hout begin maak het en gesê het, "Wow, kyk hierdie. Kyk hierdie stuk hout, hierdie skepsel, ek wil dit aanbid." Vandag se tyd het ons baie ander afgode wat ons graag wil prys ook. Maar soos dit reeds sê, die Here het ons gered nog voordat ons dit besef het. Efesiërs 2 gaan aan, dit sê, julle was sondig in hierdie wêreld, julle was ver weg van die Here af. Maar God is ryk in barmhartigheid en hy het ons innig lief. En daarom stuur hy sy seun, daarom verander hy ons. Daarom verlos hy jou. Jesus kom om hierdie verhouding tussen ons en hom te herstel. Dat ons daarin kan sien dat alle lof en prys kom die Here toe. Verder kom Jesus om hierdie verhouding te herstel. Dit wys ons dat ons nou so naby aan die Here kan lewe, dat ons niks anders meer wil prys as vir hom nie. Sodat ons heelhartig kan saamstem met die woorde van vers 7 wat sê, deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God. Prys die Here daarvoor. Ons prys die Here want ons weet dat niemand groter is as hy nie. Ons prys die Here omdat ons weet hy is almagtig. Sy genade is oral. Ons prys die Here omdat hy sonder dat hy dit hoef te gedoen het, sy seun aan ons gegee het en hierdie verhouding met hom herstel het. Ons prys die Here dat ons deur Jesus se dood en opstanding aangeneem is as sy kinders. Hierdie gedeelte gaan ook baie oor aanneming. Hoe ons weeskinders was sonder die Here. Jesus gekom het, daar was gedeeltes in die Bybel wat sê hy is ons groot broer in die hemel. Jesus gekom het, ons verlos het en hoe ons nou deel is van die familie van die Here. Die erfporsie daarvan, God se rykdom en heerlikheid. Wonderlik is dit nie om te weet, ons is verlos, ons is vrygemaak, ons kan in die hemel tot in ewigheid gaan, en daar gaan ons niks anders wil doen as om die Here te loof en prys nie. In ons dade, in ons lewe en alles.
Ons prys die Here dus dat ons deel is van 'n nuwe volk. Ons prys die Here dat ons 'n nuwe hoop het. Dat ons die voorreg het om nou reeds hierso in hierdie sondige wêreld iets te voel van hierdie verlossing en hoop. Ons prys die Here vir sy Heilige Gees wat ons as sy eiendom beseël. Wat ons vasmaak by die Here. Ons prys die Here dat hy dit so gemaak het, dat ons die Here kan prys deur sy Heilige Gees. En laat dit jou uitdaging wees vir hierdie week, en sommer jou hele lewe. Bid dat die Gees jou oë sal oopmaak, vir die plekke in jou lewe waar jy graag meer prys as die Here wil ontvang. Dis nie verkeerd om ambisie te hê nie. Kinders, moenie nou skielik prysuitdelings boikot nie. Ons moet regtig net vir onsself vra, om watter redes wil ek eintlik graag hierdie pryse of prys ontvang? Is ons besig om 'n tekortkoming in ons lewe te probeer wegsteek deur so hard te fokus op hierdie een ding waar ons dalk bietjie beter is as iemand anders? Of jy geheim vertel, jy gaan nooit tevrede wees met hierdie uitgangspunt nie. Jy gaan nooit genoeg wees in jouself nie. Of vra vir jouself, gebruik ons gawes, of gebruik jy jou gawes en vaardighede as 'n manier om God in jou dade en in jou optrede te verheerlik? Sien jy die bevordering wat jy by die werk gekry het as 'n geleentheid om God te prys? Sien jy jou talente op die sportveld of as 'n leier by die skool as 'n geleentheid om God groot te maak? Sien jy selfs jou afdanking as 'n geleentheid om God te prys? Dit is iets waarna ons nie baie dink nie. Sien ons die slegte as 'n geleentheid om God te prys? Want ons weet dat al gebeur wat in ons lewens, niks ons van die Here se liefde af sal wegvat nie. Sien jy dit as 'n geleentheid om vir hom dankie te sê dat ten spyte van al die slegte dinge wat gebeur, jy weet dat hy al voor die grondlegging van hierdie wêreld jou uitverkies het om sy kind te wees. En dat dit jou ewigheid bepaal en nie jou sukses nie. Geliefdes, dit is so groot voorreg om deur die Here geroep te wees om saam met julle ook elke dag te leer om die Here beter te prys. Ek is regtig opgewonde om te sien hoe hy ons almal ook in sy diens gaan gebruik. Daarom, ten slotte, kom ons prys sy grootheid saam. Amen. Kom ons bid saam. Ons ewige God, alles is deur U en tot U en van U. Daar is niks buiten U nie. U het alles geskep. U het ons geskep as die kroon van U skepping. Ons is jammer dat ons U teleurgestel het daarin dat ons teen U gedraai het. Ons is jammer dat ons sondigheid en menslikheid maak dat ons so ver as moontlik van U af wil weghardloop. Ons is jammer dat ons eie lof en prys wil hê in plaas van die lof en prys wat U toekom. Ons is dankbaar dat U ten spyte van alles wat ons gedoen het, nie opgegee het nie. Dat U reeds voor die grondlegging van hierdie wêreld geweet het, ons gaan U kinders wees. Dat U ons bymekaar maak tot U lof en prys en dat ons oë oopgemaak word deur U Gees om te sien dat ons nie meer in die donker wandel nie, maar dat ons die lig gesien het van U evangelie. Ons bid dat ons U sal loof en prys vir U grootheid, dat ons vir ander sal vertel van U. Ons bid dat ons saam met mekaar sal draai na U woord toe om net nog meer redes te soek om U te prys. Ons bid dat U Heilige Gees ons oë sal oopmaak in ons lewens vir plekke waar ons regtig graag ons eie lof en prys wil ontvang. Dankie vir U liefde, dankie vir U genade, dankie vir U bystand.
dat U ons ou swak, nietige, sondige mensies vergewe. Mag hierdie week ene wees waarin ons lofprysend in ons werke ingaan, skool toe gaan, betrokke is waar ons is. Mag die wêreld hoor van U. Ons bid dit alles in Jesus Christus se ewige groot, wonderlike naam. Amen. Die offergawes is by die deure en vandag is dit vir die diakonale kas en die Bolandse bedieningsfonds, sover ek dit het. En ja, ons gaan dan nou afsluit met lied 175. Majesteit, glansryke heerlikheid, ons wil Jesus, die koning, hulde bewys. Hy is ons lof, hy is die een wat ons prys. Kom ons sing, lied 175, daarvan die hele lied. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Geliefde broers en susters, dis partykeer makliker om 'n predikant te wees en ander kere dalk bietjie moeiliker om 'n predikant te wees, partykeer regtig baie moeilik. En ek staan vanoggend hier voor julle as een van daardie kere wat dit regtig uitsonderlik moeilik is om 'n predikant te wees van 'n gemeente en van 'n kerkverband waar daar baie spanning beleef. Nou ek wil begin hier te sê dat party resepte is maklik. Nee, party resepte is maklik. Jy gooi 1 lepel koffie en melk en kookwater en daar het jy 'n koppie koffie. Maar ander resepte is baie moeiliker om te maak en vat baie meer kundigheid en vaardigheid om by daardie resep wat hy suksesvol uitkom te maak. En wat ek hiermee probeer illustreer is net, ek dink sekere dinge in die skrif is makliker en ons aanvaar dit almal. En ander is dalk bietjie moeiliker en is vir ons moeilik om te kan insien hoekom die resep gevolg moet word soos hy gevolg word. Maar dit is so belangrik as sekere bestanddele van die resep of sekere metodes van die resep nie gevolg word nie. As die melk nie die regte temperatuur is nie en jy gooi die bestanddele by, dan kom dit nie uit soos dit moet wees nie. En ek dink in 'n groot mate is ons gemeente en kerkverband op hierdie stadium in hierdie situasie. Ons het al by 2 vorige geleenthede gevra, asseblief, wees rustig, wees geduldig. Daar's 'n kerklike manier hoe ons hierdie saak hanteer en dit is deur die kerkraad
wat hierdie saak ter tafel sal neem en daaroor sal handel. En as daar enige besware is, as daar ontevredenheid is die kerklike weg dat jy asseblief lig jou beswaar of by jou ouderling, of, ek gaan weer sê, by myself dalk, maar jy kan gerus vrymoedigheid neem vir Dominee Jaco ook, sommer die besware te stuur. So, daar is nie, het vanoggend gespot hier binnekant, daar is 'n diep kant, dis regtig baie diep kant. Weet dat daar is nie net jou standpunt hieroor nie. Weet dat dit nie net 'n gesiglose massa is wat 'n besluit geneem het daar ongegrond, sonder dat daar nagedink het nie. Baie van die taalgebruik wat gebruik word, weet, dit is 'n wraaklustige besluit en liefdeloosheid en al daardie taalgebruik laai die situasie, dit ontlaai nie die situasie nie. Dit maak nie net beter dat 'n mens met mekaar in liefde en vrede kan saamwerk nie. As jy hierdie taalgebruik gooi, dan raak dit moeiliker. Ek spot altyd so, jy weet, mense raak baie keer kwaad vir mense wat verkeerd bestuur, maar my gesin spot my nou nader ek in die kerk, hoe meer het ek simpatie met die mense, is dalk my lidmate, nee, dan maar as jy oor van 'n gesiglose massa praat daai kant, dan is dit baie maklik om sulke swaar taal, sulke gelaaide taal te gebruik. Dit gaan baie moeiliker wees as jou broer en suster wat saam in die gemeente sit, daar dieselfde taal gebruik teenoor hulle. En te sê, maar jy's 'n liefdelose mens, want jy dink so. En daarom vra ons regtig waar, bietjie simpatie. Met mekaar en volg asseblief die kerklike weg, deur net op hierdie stadium geduldig wees, as jy beswaard is, praat dit uit. Ek is hier, ek wil graag luister, stuur my 'n boodskap, ek kom drink saam koffie en ek wil graag jou hart hoor. So ek waardeer dit as mens dit ontvang, ek waardeer dit as mens dit deurpraat. Maar ons sal die 18de Februarie, sê ek weer, vergader die kerkraad saam. En dan sal ons baie mooi net 'n plan vorentoe uitwerk oor hoe ons die gemeente sal toerus en geleentheid skep. Ek sien baie van hierdie dinge is 'n platform, mense wil gehoor word, hulle wil hulle standpunt uiter, daar's frustrasie, mense besef dit is 'n pastorale ding hierdie wat mense diep raak. Mense ontken nie die seer wat mense het nie. Maar daai sal ideale geleentheid wees om dan juis jou hart uit te praat, daardie emosie wat jy beleef, oor hoe seer dit jou maak, weerskante toe, met mekaar te deel. En ons bede as 'n kerkraad is dat hierdie nie 'n gemeente verdeel nie, dat hierdie nie 'n geval is dat mense net sê, maar goed, ons het nie meer ons broers en susters in hierdie gemeente lief nie, want hulle dink anders as ek oor 'n sekere saak nie. En daarom gaan 'n mens weg nie. En daar is reeds lidmate wat hulle attestate aangevra het, of eintlik gemeenskap in die kerkverband opgeset. En is hartseer, en dit hoef nie so te wees nie. Ons wil regtig graag mekaar se hande vat en saam vorentoe gaan. Met dit alles gesê, staan ek nog steeds hier as iemand wat wysheid kort kom. Dit is nie asof mens net presies weet hoe om 'n hele gemeente met die nodige wysheid, die nodige leiding vorentoe vat, dat ek presies kan weet wat ek alles moet sê, sodat almal op dieselfde bladsy is en almal in vrede kan saamleef nie. 'n Mens het dit nie, en dit is onregverdig om te verwag dat een persoon of een kerkraad dit moet hê. En daarom, ons is so afhanklik van die Here ook hierin. Het ons as kerkraad het goed gedink en besluit vanoggend ook, dat ons net hier ook bid, vir die Here se leiding vra, vir vrede ook in ons gemeente, en ook vir vrede in ons kerkverband. Dat die Here vir ons, deur sy Gees wil regeer in ons harte, dat ons in vrede met mekaar sal leef, mekaar sal aanhoor, mekaar sal ondersteun ook in hierdie tyd. So kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank die Here vir die wonderlike genade wat U aan ons betoon. Dat ons as gemeente die genade het om as gelowiges wat verlos is, saam U naam te kan loof en prys vir wie U is. En dat ons as gelowiges mekaar kan lief hê, mekaar kan bedien. En U weet die besondere moeilike situasie waarin ons is. En ons bede is dat te midde van dit ons geduld met mekaar sal hê, ons in vrede met mekaar sal saamleef, dat die liefde van die Gees in elkeen van ons hart die deurslag sal gee. Dat ons mekaar kan opbou in hierdie omstandighede, mekaar kan aanhoor, saam hartseer sal wees met mekaar en saam bly sal wees met mekaar. Maar dat ons te midde van dit alles steeds deur U woord regeer sal word, deur die woord gelei sal word, om volgens U wil te leef. Ons bid vir U vrede in Jesus naam alleen. Amen.